23 Julie. Ons moet die moed van ons oortuigings hê, om ondanks bespotting en veragting vas te staan. Welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Psalm 1 vers 1. Die goddeloses is hulle, wat die gebooie van God nie liefhet en nie gehoorsaam nie, maar teenstrydig daarmee handel. Dit is die soort raadgewers teen wie u gewaarsku word, die soort wat die Satan gebruik om die jong mense te verlei. Hulle raad, hulle wenke maak 'n grap van sonde, hulle verag geregtigheid. Hulle word voorgehou as staande op die weg van sondaars om hulle altyd weg te lei van die reguit pad van pligsaamheid en gehoorsaamheid aan Gods gebooie na die weë van ongehoorsaamheid. Was dit nie vir daardie persone wat verkeerd doen en ook ander versoek om verkeerd te doen nie, sou baie sondaars die weg van plig, die lewe en reinheid en godsvrug gekies het. Vrees vir bespotting laat menige jong mense aan die versoeking toegee om in die weg van die goddelose te wandel. Jesus het geweier om hom in gevaar te stel om die duiwel te behaag. Maar hoeveel kan deesdae 'n uitdaging weerstaan? Moenie toelaat dat skimpe, dreigemente of bespotting u oorreed om u gewete in die kleinste besonderheid te verkrag, sodat die deur oopgestel word vir die Satan om in te kom en u gees beheers nie. U moet die Bybel met belangstelling bestudeer. Sy woord is 'n onfeilbare gids. As ons dit versigtig bestudeer, is daar geen gevaar dat ons onder die mag van die versoekings sal kom, wat die jong mense deesdae so dig omring nie. Sommige sal u dalk bespot, omdat u so streng is. Hulle kan u eie geregtig noem, maar pas op, sorg dat u reg begin en hou so aan. As die hele geskiedenis van Daniël geskryf was, sou daar hoofstukke wees wat vertel hoe hy deur spot, jaloesie en haat versoek is. Maar hy het bespotting te bowe gekom, en elke oorwinnaar sal dit ook doen.